Hallo julle. Hier's 'n Afrikaanse videoetjie want partykeer mense wat sê hulle verstaan nie Engels lekker nie. En kan ons dit bietjie in Afrikaans ook net verduidelik. So ek hoop hierdie help mense. Um Matteus 24 is 'n tipe skrif wat so buite konteks al vir ons gepreek was. Ek meen van wat ek 'n klein seentjie was, het ek gehoor, jy weet pastore laf om dit te preek want dit is 'n tipe preek wat mense na die Here toe bring. Want dit is vrees aanjaende uh jy weet gedeelte wat Matteus oor skryf en jy weet as ons so 'n bietjie bang is en so dan ruk ons lewe ook sommer gou reg. Nou maar daai tipe bekering werk nooit lekker nie want dit hou nie. Ons moet as ons mense wil ruk met vuur, moet jy hulle met liefde ook bedien en vir hulle verduidelik dat ons dien eintlik die Here oor sy liefde en ons liefde aan hom, jy weet. Vuur is nie goed genoeg om mense by die Here te hou nie. Nou in Matteus 24 kan julle nou gaan lees. Ek wil net jou mind so 'n bietjie prikkel dat jy kan verstaan hoe dit werk. Is nou okay, dit begin deur vers 1, 2 en 3 waar Jesus saam met sy disippels dan nou by die tempel is. Nou jy moet ook geskiedenis so 'n bietjie ken en weet dat hulle eerste tempel wat hulle gehad het was vernietig gewees deur jy weet toe hulle so agter ander afgode geloop het Israel het die Here nasies gestuur om oor hulle te heers. Nou Israel, daar was 'n tyd wat hulle was saam 12 stamme en toe breek hulle op. 10 stamme is een groep en 2 stamme Juda en Benjamin was een groep wat dan nou ook bekend gestaan het as Juda. So die 10 stamme was Israel. Alraai, nou die 10 stamme het die Here die Assyrians gestuur om oor hulle te heers en was net terrible lewe en so het hulle stelselmatig uitgesterf. Die 12 stamme oor al die profete wat na hulle toe gekom het en hulle het net nie geluister nie. Juda en Benjamin, hulle was nou hierso in Jerusalem gedeelte gewees en die Here het nou ook maar profete vir hulle gestuur. En ons weet dat Daniël praat oor jy weet die mense wat oor hulle geheers het is die Babiloniërs. En dan toe kom die Mede en Perse, hulle was baie sterk op 'n tyd, toe het hulle die Babiloniërs oorwin in oorlog en toe die Griekse ouens, Alexander the Great het weer hulle oorwin en toe die Romeinse Empire weer hulle oorwin. So is die Juda en gedeelte, jy weet wat nou Juda en Benjamin gedeelte is onder heavy druk gewees. En Daniël was deel van die groep gewees en as ons dan nou Daniël sou lees, Daniël wat hy nou die 4 beasts sien wat wêreldse governments is soos wat ek nou vir julle gesê het, jy weet. Dan was baie hartseer en hy het gebid. Hy het gebid vir sy mense. So al sy vision en sy prayer het gegaan. As jy Daniël 1 begin en jy lees alles deur, dan sien jy sy hart is vir sy mense en hy bid oor dit. Hy bid nie oor heidene, hy bid nie oor die kerk wat moet kom nie. Hy's nie 'n profeet soos wat die Jode sien hom nie as 'n profeet nie. Ons as kerk sien hom as 'n profeet en Jesus praat van hom as 'n profeet.
Want hy het nie geprofeteer soos Jesaja en so nie. Hy het die drome ding gehad. So hy sien 'n droom en dan praat hy oor sy droom. En so die tempel is vernietig. Die eerste tempel wat hulle gebou het en hulle het lank aan hom gebou. Nou hy en hy vra vir die Here, hierdie druk is net te erg. Hoe gaan ons dit keer? En Here sê ek het goeie nuus. Julle het al gehoor van die 70 weeks of Daniel. Alright, nou 70 weeks is 70 gedeel deur 'n week is 7. En dis eintlik jare. So 70 maal 7 is eintlik 490 jaar. Maar die Here sê goeie nuus en slegte nuus. Daar kom verligting maar eers oor 490 jaar. Julle luister nie en nou weet ons Nehemia het naderhand met die Persian king gevra asseblief kan ons teruggaan om die tempel te herbou. Die Jews need it en Esra. So hy was goedgesind. Hy stuur hulle terug Jerusalem toe om die mure te herbou en die tempel te herbou. Nou is Jesus in Matteus 24 by die tempel. Dis net die tweede tempel wat staan. En hy sê vir die mense, sien julle nou hierdie bakstene? Nie een gaan gelos word op die ander nie. Hy gaan ook vernietig wees. Nou is hulle so 'n bietjie geskok en hulle vra hom nou, Jesus Here, wanneer is nou dit? Wanneer gaan hierdie ding gebeur en wanneer gaan die einde van die tyd dan nou wees? Want onthou, hulle is Juda, vir hulle het niks met die wêreld te doen en die heidene en die kerk wat moet kom en hulle verstaan nie dit. Vir hulle is dit hulle. Wanneer is hulle einde van die wêreld? Nou daai woordjie wêreld is ook tyd. Einde van the age. In Engels praat ons van age, dis die einde van die tyd. Dis nie kosmos nie. Die Griekse woord sê kosmos, die earth nie. Wanneer is die einde van die aardbol nie? Die einde van die tyd. Die einde van ons wêreld dan. Want dis vir ons die belangrikste gebou wat daar is ons tempel. Truly vir die Jode, die naam kom van Juda af. Dis die belangrikste tempel, so hulle het hom beskerm met alles. Nou sê die Here, slegte nuus vir julle. Onthou dis net sy disippels wat hom vra en Jesus, dis sy disippels, hy is lief vir hulle. En hy sê vir hulle, hoorie, ek wil vir julle sê dat hy gaan ook vernietig word. Nou in geskiedenis weet ons dat dieselfde dag wat die eerste tempel geval het, kom ons sê dis 7 Augustus. In die jaar, jy weet, 480 voor Christus, hier val die tempel. Dieselfde dag van die jaar het die tweede tempel ook geval. So dis baie interessant. Nou sê Jesus, julle vra my nou wanneer is die einde van ons wêreld? Wanneer is die einde van hierdie een tempel? En ek wil vir julle sê dit gaan terrible wees. Is 'n groot verdrukking wat gaan kom. Onthou julle wat Daniel gepraat het oor die verwoesting, hoe erg dit is, jy weet, die vuur, jy weet die leeu en die dis net erg. Jy weet die beer en die luiperd en die goed, jy weet, en dan die laaste een is mos nou maar baie erg, jy weet, die dragon is die Romeinse empire. So is net crazy, jy weet, wie gaan nou hier help? Hoe gaan dit gehelp word? Jy weet, so ek sien net hier's iemand, hou gou vas. Sorry julle. So nou sê Jesus vir hulle, hoorie, julle is my vriende. Ek wil vir julle sê dat daar's 'n verdrukking wat gaan kom. Groot verdrukking, maar die Romeinse empire rule nog oor julle. Een wat eintlik van al die verdrukkings waarvan jy weet van Assirië, Babylonië, Mede-Perse, die Griek
was baie erg geweest. Romeinse Empire, dit wat gaan kom as ek nie met daar is nie, is terrible. Dis ons praat van die groot verdrukking. Want onthou, alles begin oor sien julle hierdie tempel, hy gaan nie staan nie. So, ek wil hê julle moet vlug. Die wat in die berge is, die wat in die huise is, moet vlug. Ek hoop nie julle is swanger daai tyd, die vroue is swanger daai tyd nie. Die wat op die dakke is, moenie eens afgaan as jy werk op jou dak en goed in die huis om goed te kry nie. Vlug, dat jou lewe gespaar moet word. Want dit gaan baie terrible wees. Maar nou verstaan hulle nog nie lekker nie, want hulle sê, Here, moet vir ons meer klarheid gee, want ja, ons hoor nou van hierdie oorloë, dit gaan oral wees. Nou ook 'n oorloë is, mense verstaan nie, toe Jesus doodgaan, was al die dorpies, die belangrikste stad was Jerusalem. Alright, dis hulle hoofkantoor gewees. En dan die belangrikste gebou is hulle tempel. Die ander dorpies is nou ingeval, die Romeinse Empire, hulle word afgebrand en afgebreek. Dit gebeur op 70 na Christus. Die laaste stad is Jerusalem. En ons lees dit in Markus 13 ook, hoe die Romeinse Empire hulle omsingel. Die geboue word afgebreek. Josephus skryf van 'n derde van die Jode word doodgemaak. Dis kwaai, soos daar 3 miljoen is, 1 miljoen word gekill. Alright, dis verskriklik wat nou plaasvind. So in hulle tyd was daar nog nie so heavy verdrukking gewees nie. Dis hoekom dit die groot verdrukking is. 'n derde word gevang en weggeneem na ander lande toe. So dis erg. Alright. So nou sê hulle Jesus alright, maar gee vir ons meer clarity. Nou Jesus sou sê, as jy nou Matteus 24 lees, hy sê jong, julle moet nou vlug, en dan sê hy, gaan kyk wat Daniël gesê het. Alright. Wanneer iemand in die tempel sit wat nie daar behoort te sit nie, dan moet julle weet, dis die tyd. So nou gaan ons gou na Daniël toe. Hulle het seker Daniël se geskrifte ook na voor hulle gehad. Nou lees ons Daniël. Hier kom ons by Daniël 9. So ons begin vers 24 lees, 25, 26 en 27 lees. En ons sien hierdie 490 jaar. En julle sal nie glo nie, van wat Daniël, die angel vir hom gesê, die 70 weeks, is dit 490 jaar tot en met actually Jesus op die aarde in sy ministry. So dis eintlik, as ons gaan kyk, 483 jaar dan begin Jesus se ministry. Alright. Maar daar's 7 jaar wat eintlik moes nou, want dit is 490 jaar wat hy sê wat baie belangrik is vir Daniël, sê die angel. 3,5 jaar was Jesus se ministry, so dit beteken ons nog 3,5 jaar oor van hierdie 490 jaar. Nou, wat gebeur in Jesus se tyd toe hy sterf? Jy weet die Romeinse Empire was terrible, jy weet Tiberius en daai ouens was nog alright gewees. Daar was 10 gewees, maar toe Titus kom, Calaculus, Titus, Vespasiaan, daai ouens was crazy. Hulle was totally crazy geweest. Hulle was ouens geweest wat as hy Romeinse Empire was, het hy gemaak of hy God is en hulle moes hom aanbid. So is nie 'n normale keiser nie. Hulle was verskriklik ook geweest. Wrede. Hulle het die Jode begin doodmaak. Goed, hulle het nou nog die coinstelsel ook wat die Jode nou nog gebruik het in Jesus se tyd. Het hulle weggevat en nou maak hulle net die Romeinse coins daar en dan sit hulle op die coins die geskrif, die image van die keiser, dan sê hulle, jy weet, hy is God. So die Jode moet hulle geld werk en tax betaal, tempeltax betaal, en dit was die oproer
wat eintlik alles begin het toe hulle dit doen, want die Jode was baie kwaad geweest oor dit. Hulle kom in hulle tempels in, toe Jesus nou dood is, hierso by 33, 34 na Christus. Kom hierdie keisers, en dan sit hulle beelde in die tempel, en hulle maak die tempel, wat vir die Jode die mees belangrikste plek is, hierdie terrible plek, en hulle laat die geld, die Jode gebruik, en toe kom die oproer, die Jode besluit teen dit, en dis dat die Romeinse empire, die Romeinse soldate begin teen die Jode fight. So hier is hierdie groot verdrukking wat nou begin plaasvind, want Jesus is in die wolk in, en hy is nou gone, en hy is nie meer daar nie, die kerk het begin, en nou begin hierdie terrible toestand, tot en met 70 na Christus, waar dan nou die bakstene nie op een meer gelaat word nie. Hele Israel brand, miljoen dood, 'n miljoene gevang, die lyke lê die hele wêreld vol. Die laaste city is Jerusalem, hy val, die laaste gebou is die tempel. Dis die einde van die Joodse system. Alright, daar's nie meer 'n derde tempel wat gebou moet word nie. Hulle het 'n eerste tempel gehad, hulle het 'n tweede tempel gehad, en die tweede tempel is 70 na Christus afgebreek en vernietig. Daar's nou nie meer offers nie, hulle het nie meer high priest nie. Jesus het toe hy eintlik op die kruis gehang gesê, hoorie, het gaan nie meer oor die natural tempel nie, ek wil eintlik 'n tempel maak die mense. En nou is ons, die kerk het gekom, ons is die liggaam van Christus, ons is die tempel van God. En 3,5 jaar is nog oor na Jesus weg is, want die Jode, die disippels, werk net in Jerusalem met die Jode. En toe kom Paulus, wat Saulus is, tot bekering. Hy het vir 3,5 jaar baie mense doodgemaak, Christene doodgemaak, verskriklike verdrukking. Alright, nou Jesus gaan, 3,5 jaar al bedien net in Jerusalem. Saulus kom tot bekering. Toe hy Paulus word, toe gaan hy na die heidene toe, is dit die einde van wat Daniël gebid het oor sy mense. So Israel bestaan nie meer nie, hulle is gone. Alright, die Jews, die Jode en Benjamin groep wat nog bestaan, hulle word gemoor, uitgeroei en goed. Hulle bestaan nie, nou gaan dit na die heidene toe. Alright, want die heidene is al die nasies. Want Jesus het eintlik vir almal gesterf. Hy het nie net vir die Jood gesterf, maar hy het vir die heidene ook gesterf. En so begin die kerk. So dis die tyd vir al die nasies. Die kerk is van al die nasies. There's no more Greek en Jew en verskillende Zulu en Afrikaans en Engels nie. So nou gaan hulle na ander nasies toe. Ons praat van hier's 34 na Christus. Jesus is in die cloud in 37, 38. Alright, dis die einde van hierdie Joodse bediening wat net op hulle is, en nou begin dit uitsprei na die kerk van al die nasies toe. So baie naby aan 39 na Christus tot en met 40. So kom ons sê is 40 na Christus tot en met 70. Daar's 40 jaar. En dis hoekom Jesus toe hy in sy ministry was in Matteus 24 sê, hierdie generasie sal alles sien. Generasie wat voor hom staan. Hy sê vir sy disippels, julle gaan alles sien. Sommiges van julle gaan nie doodgaan nie. So lees Matteus 24 en dan sê hy vir hulle, dis sy disippels, hy's lief vir hulle. Ek wil vir julle sê, sommiges van julle sal nie dood wees nie, terwyl al hierdie goed gaan gesien, en julle sal die Son of Man sien kom in heerlikheid in sy kingdom. Nou onthou, Jesus sê dit voor hy sterf. Alright, so daai mense loop saam om 3,5 jaar en goed, en hier sterf Jesus.
Hy maak 'n einde van die offers eintlik. Die tempel split tussen die heiligdom en die allerheiligdom split. Mense loop kom uit die grafte uit want Jesus sterf nou. En goed, en nou vir 3,5 jaar is hulle nog gefokus op die Jode. Maar Abraham en al die prophets het van die begin af gesê die Here sê all nations will be blessed in you in the seed Christ. So alles gaan oor Christ. Alright, so Matteus 24 is ons history. Dis glad nie te doen met ons nie. Die tempel bestaan nie meer nie. Die offersystem bestaan nie meer. Die Jode bestaan eintlik nie meer nie. Jy weet, as jy kyk oor Abraham, Isak en Jakob, die Hebrew people, wat naderhand bekend geword het as Israel naam, Israel, en toe breek dit op in twee groepe, Israel en Juda part, en nou is hierdie, Jesus praat met die Juda part nou, jy weet, en Benjamin, maar hulle het die naam Juda gedra, Jode. Daai mense is so uitgemoor en goed, dat daar is nie meer regtig Jode, afstammelinge, mense op aarde van Abraham af nie. So die mense wat in Israel daarbo is baie nuwe mense, mense wat nie reël Jood is soos van my voorvaders Abraham, die geslagslyn nie. En dis waaroor baie van die fights nou eintlik gaan, want hulle voel dat Israel is nie meer Israel nie en die kerk moet glad nie opkom vir Israel nie, want Israel is eintlik nou die church, is 'n geestelike Israel. En ons moet opkom vir die kerk. Ons kom nie meer op vir Abraham se mense, want Abraham se mense bestaan nie meer nie. Want dit is al duisende jare, jy weet. En van Abraham af tot na ons toe en die Jode is nie meer true Jews from Judah. Hoekom moet ons vir hulle fight en die grondgebied en so, en dis hoekom ook ouens soos Trump nou heavy teenkante kry van die kerk in 'n sin, want die kerk is in twee gesplit oor wat ek vir julle nou vertel. Die een kerk sê nee, die Jode, die Israel is nog hulle. En Trump fight baie nog in daai groep. En daar's daar ouens soos ons wat sê maar hulle bestaan nie meer nie. Hulle is eintlik soos al die ander nasies nou. Jy kan vandag mense help, of hulle in Nigeria is, of in Kenia is, of in Amerika, of Australië, Suid-Afrika, julle moet almal help. En julle moet eintlik die kerk help, die broers help, want dis wat Paulus hulle oor gepraat het, is ons kyk na ons broers, die church. En ons moet nie Christendom, dat mense die Christendom doodmaak nie. En die Jode maak die Christene dood. Hulle is anti-Christene. Daar's baie meer Christene in Iran as in Israel. En dis hoekom ons versigtig moet wees as jy dink aan oorlog. Wie hou die oorlog? Hoe doen jy die oorlog? Jy weet, help jy die Christene? Yes. Is jy vir Israel oor Jew ding, want in jou kop is dit nou nog Israel? Of is jy eintlik 'n Christen vir Jesus Christus en goed? So daar's baie verskillende goed rondom dit. Mense verstaan dit nie lekker nie. Nou, waar kom dit vandaan van die 7 jaar verdrukking? Dit kom vandaan net uit Daniël 9 se 70 weeks af. Dat die ouens wat die 7 jaar glo sê, hulle verstaan 483 jaar tot op Jesus se ministry. En dan die 7 jaar, ons kan nie lekker die profetiese woord verstaan nie, so daai 7 jaar is iets wat in die toekoms lê. Nou as ons praat oor tyd en ek sê vir jou 10 jaar, of die angel sê 10 jaar, dan is dit 10 jaar. Dis nie 9 jaar en daai laaste jaar word aangeskuif en daar's baie jare tussen die 9 en die 10 nie. Tyd werk nie so nie. Tyd werk nie so nie. Tyd is aaneenlopend.
So nie lieg Daniël en dan lieg Jesus en dan lieg die woord en dan lieg die angel. Dis 490 jaar en dit is klaar. En dis wat gebeur het. Toe kom Paulus tot bekering. 490 jaar. Alright. So daai 7 jaar wil hulle aanskuif vir ons toekoms om vir ons te sê 'n groot verdrukking moet daar kom. Want hulle ken nie historie nie, hulle weet nie wat se gemors daar was eintlik in Israel na Jesus se sterf het tot en met daai generasie klaar was op 70 na Christus en dis waaroor Jesus gepraat het. So baie keer bedien ons hierdie goed in die Engels, maar daar's Afrikaanse mense wat my sê, "Martin, ek verstaan nie lekker nie. Praat bietjie oor dit in Afrikaans dat ons dit beter verstaan." Matteus 24 is finished julle. Al die lys van goed wat ons so lees van wat in Matteus 24 staan, is goed wat gebeur het in daai tyd. Die evangelie moes bedien geword het en die Son of Man, die coming of the Son of Man is wat Daniël se woorde, want Jesus praat in Matteus 24 en luister wat Daniël sê. Hy praat van I see someone, the Son of Man coming with the clouds of heaven and the kingdom word aan hom gegee. En dan sê Daniel ook en hy gee die kingdom aan die mensdom. Nou ons weet the Son of Man is Jesus praat heeltyd aan Matteus, Markus, Lukas en Johannes van hom as die Son of Man. So daar's nie 'n ander Son of Man wat bekom nie. En hy het 'n kingdom op die kruis ontvang en want hy was 'n king gebore, maar hy het 'n kingdom gesoek en toe hy sterf, toe bring hy 'n kingdom vir ons en dis hoekom hy heeltyd vir die disippels gesê het, gaan preach die kingdom is near. So vir 2000 jaar dis die kingdom near. En die kingdom is nie met observation nie, is nie woorde nie, dit kom met krag en is binne in ons, want dis righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Dis nie 'n letterlike kingdom nie. 'n Kingdom. So die Jood ding is finished, dis all nations ding. Die kingdom is daar en eendag wanneer die Here jy weet besluit dis die einde, dan gaan hy saam met ons die heiliges wat eintlik nou die cloud of witnesses is, want hy kom saam die wolke, nie op die wolke nie. Alright, nie daai wolke wat ek nou sien nie. Hy kom saam met die wolke. Die wolke is the cloud of witnesses, Hebreërs 11 en 12 wat praat van heiliges wat sterf as 'n cloud. Bring hy hulle saam en dan gaan ons hom tegemoet. En dan gaan ons saam met hom wees vir ewig. Resurrection gaan gebeur met ons liggaam. Ek gaan immortal word en hulle gaan 'n immortal body kry. Alright. So hulle word geresurrect en ek word nie geresurrect nie, ek word ge-immortalized. En saam met ons mekaar in die air. Nou dis nie die sky, die Griekse woord is eros, atmosfeer. Alright. As ek praat in Grieks van ek asem lug in, is dit air, atmosfeer. So ons gaan in die Here en hierdie cloud se atmosfeer mekaar ontmoet. En dis rapture. Hy rapte ons, hy verwelkom ons. Alright. Dis verwelkoming, is eenwording, dis opneming, soos die Army my opgeneem het. Ek het nêrens heen gegaan nie. Ek was die dag buite die Army in 1990 toe neem hulle my op. Opneming, verwelkoming, eenwording. Ek is part of hulle. I'm wrapped in them. Rapture. Alright. So Jesus kom weer terug. Saam met ons heiliges, die geliefdes. En dan gaan hy saam met ons op aarde wees, want die hemel en die aarde gaan saamsmelt. Alright. En so gaan ons vir ewig saam met hom wees. Nou waar pas die 7 jaar in Daniël se 490 jaar, dis gemors. So daar's nie nodig vir 'n rapture van 'n kerk om hemel toe te gaan vir 7 jaar nie.
sodat daar 'n groot verdrukking vir 7 jaar op aarde moet wees vir sinners nie. Dit het niks te doen met Matteus 24 nie. En dan is dit die wederkoms van Jesus, jy weet. En dan gaan hy sy voet op jou lyf berse, daai storie. Daai is profetiese woord wat Jesaja en Jeremia en al daai ons geprofeteer het, is geestelike goed wat Jesus gekom doen het en vervul het, want Jesus is die einde van die law en hy is die einde van die profete wat hulle gesê het. Hy kom vervul wat gedoen moes word. Nou vat hulle al daai Ou Testamentiese skrifte verby Jesus na ons toe, asof alles rondom die boere gaan en Afrikaners gaan. Jy weet, dit gaan nie oor ons nie. Ons kan lees en dit verstaan. So ek hoop julle verstaan wat ek sê. Ek hoop ek het julle antwoorde bevraag. En mag julle geseën wees. In Jesus naam. Bless julle hoor.